Goudpryse daal oor die naweek skerp, die rand ry wipplank en rentekoerse in Suid-Afrika en in Amerika bly sywaarts. Kan die rand nou verder versterk? Ek en Waldo gaan stel ondersoek in. Dan kyk ek en Christel oor wat se impak klimaatsverandering en kunsmatige intelligensie op versekering het. Hierdie week se ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Ongeveer 79% van die mense wat hierdie video nou kyk, volg ons nog nie op YouTube of Facebook nie. Gaan kyk gou of jy ons wel volg, dit kos jou niks en dis die maklikste manier om ons te help groei en hierdie inhoud aan die gang te hou. Op 'n werklike manier is jy deel van ons suksesverhaal en wat ons probeer bereik hier by AMT, so baie dankie vir jou ondersteuning. Die rand verhandel tans op R15.99 teenoor die Amerikaanse dollar, staan op R18.91 teenoor die euro en op R11.24 teenoor Australië se dollar. Die Brent 3 oliepryse het dan gestyg en verhandel nou op $67.19 per vat. Soos beloof gesels ons weer met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit vandag. Baie welkom by ons, Waldo. Dankie, Johnny. Waldo, die naweek het snaakse goed gebeur. Goud af, hoeveel 40% verloor, dit het verskriklike waarde verloor. Die rand het weer verswak, ons was sterk onder die R16 gewees. Eintlik wat ek jou wil vra, wat het gebeur, wat was hierdie situasie gewees, hoekom het dit gebeur, en wat dink jy kan nou hierdie week ook verder gaan? Johnny, Vrydag het regtig of almal, ek dink die kommentators 'n bietjie nederig gehou, want mense het nou hierdie storie begin vertel van die hoë goudprys, billike olieprys, sterker rand, en toe skielik lyk alles anders net op een dag. So 'n klomp verskillende elemente in daai. Klomp ouens het goud verkoop Vrydag, ook met verskillende redes. Die gerugte op die internet sê, my ouens het wins gevat. Hulle het eenvoudig gesê, maar ons het nou 'n baie lekker loopie gesien, kom ons maak net 'n stukkie geld, dan weet ons sê dit in die sak. So daar is daai komponent daarvan. En dan saam met dit was nou die aankondiging van Jerome Powell se opvolger by die Fed, ene Kevin Walsh. En die markte het sy naam nou geïnterpreteer as redelike stabiliteit, dalk bietjie minder onsekerheid, maar dis al 'n debat op sy eie, of is hy die regte ou vir die job, maar genoeg om weer bietjie vertroue terug te sit in die dollar en die goudprys so effens, nie effens nie, redelik groot te laat terugsak. Die goudprys het intussen weer geklim, hy is vanoggend op 4.800. So hulle het alweer 'n bietjie reggestel, die rand het weer versterk. Die rand is alweer net so onder die 16, so ek wil amper sê, terug op daai selfe pad, lyk dit. Mens nou een oggend se data, maar Vrydag was 'n korreksie wat nogals aandag getrek. Hierdie Kevin Walsh, dink ek, is so reg uitspreek. Ek sien, hulle sê hy's 'n hawkish, hy kyk wat hy het. So wat ek moes dit nou natuurlik gaan Google het wat dit beteken, maar dit beteken hy is amper meer die uitkyk wat ons Reservebank of ons beleidskomitee het. Laat hulle eerder gaan kyk na inflasie, eerder rentekoerse bietjie hoër hou, seker maak, maar hoekom het daai dinamika dan nou veroorsaak dat die dollar weer bietjie sterker is? Ja, so 'n bietjie meer vertroue in die feit dat hulle nie inflasie te ver sal laat loop nie. Hulle as inflasie regtig daar aan die gang kom, sal 'n ou soos hy dan nou sê nee, ons moet rentekoerse verhoog. Of hy daai ou is 'n bron van groot debat. As mens nou die ekonome op Substack se nuusbriewe lees, party ouens dink hy sy rekord toe hy was hier in die 2010-12 daar was hy ook deel van die Federale Reserveraad. So hulle sê, as jy gaan kyk hoe hy toegestem het, is hy eerder 'n hawk as 'n dove in daai soort van stuk. Sy meer onlangse uitsprake was duidelik meer aan die dovish kant gewees, ten gunste van Trump se gedagtes rondom rentekoerse behoort laer te wees. Ek dink in die laaste 2 rondes was hy die ou saam met iemand anders wat gestem het vir 'n sny. Ja. Maar hulle die Federal Open Market Committee is so demokrasie. Hulle sê hele klomp federale gouverneurs wat stem, en die meerderheid wen, en nie almal stem elke keer nie. Dis nogal so 'n interessante stelsel. Ek dink hulle is altyd saam iets so 16, maar dan het hulle soos 'n gelyke kans trekking watter 12 stem op die dag. Wow. So dis iets in daai, my syfers is dalk nou verkeerd, maar so in daardie opsig as voorsitter
sal hy regtig as hy nou sterk voel dat rentekoerse behoort laer te wees en in aandrang op president Trump of van op president Trump se aandrang, dan sal hy regtig moet half konsensus bou en arms draai en 'n meerderheid ouens kry om met daai standpunt saam te stem. Ja, dis nie asof hy dit alleen gaan. Hy kan dit nie alleen besluit nie. Ja. Daar is Claudia Sham het 'n baie interessante lang stuk geskryf oor van sy uitsprake en besluite terug in die wêreldfinansiële krisis, wat so 'n bietjie twyfel maak oor as daar nou weer 'n krisis is hy die ou vir die werk. Ja. Bernanke was regtig 'n eyster geweest in 2009 en 10. So ons hoop daar is nie 'n krisis nie. Ja. Ons hoop in elk geval daar is nie 'n krisis nie. Voel asof die wêreld op 'n krisis afstuur. Waldo, ek wil gou by jou hoor vorentoe. Wat dink jy in terme van die rand se beweging? Waartoe dink jy kan ons gaan vir die volgende tydperk? Johnny, ek het nou na aanleiding van al hierdie wisselvalligheid het ek nou 'n bietjie gaan kyk, weet wat is al die faktore wat die rand beïnvloed. So rentekoersverskille tussen ons en die FSA wat nou in hierdie laaste maand of wat eintlik ons albei monetêre komitees het besluit om onveranderd te bly. Ja. So dit het nie die ding gedryf nie. Inflasieverskille tussen ons en hulle. Ons inflasie is 'n knertsie hoër, maar ons is nader aan teiken as wat hulle is. Ja, ons teiken is hoër. Ja. Ons teiken is hoër en ek dink dit is positief vir die rand. Die markte sal sê wou ons is 'n ontwikkelende ekonomie. Inflasie dalk 'n bietjie hoër, maar ons het 'n strenger beleid op die oomblik as hulle. Ons het op die oomblik 'n effens inkrimpende beleid waar hulle het negatiewe reële koerse. So ek dink dit sê iets vir 'n sterker rand. Dan langkoerse, die Amerikaanse langkoerse het half begin toeneem die laaste ruk, maar met al hierdie onsekerheid rondom Trump en ensovoorts, so wat ook dalk die kans vir 'n sterker rand aanvuur. Okay. Dan alles wat jy nou nog genoem het is half sterker rand aksie. Sterker rand, maar ek dink soos wat Vrydag gewys het, as die markte skrik, dan lê die rand maar nog daaronder. En 'n deel van die skrik van die markte was rondom sagte ware maatskappye, wat net mooi niks met ons uit te waai het nie. Ons is goudmyners op die oomblik. Ja. Maar tog het die JSE daar redelik getuimel. So ek dink in daai opsig die fundamentele goed steeds baie vatbaar vir hierdie tipe beweging en amper hoe sterk as ek dit nou kan by jou aanlas, amper hoe sterk die dollar is en hoeveel van waarvan onsekerheid kom. As dit van Amerika afkom, dan kan die rand bly versterk, maar as die onsekerheid van die res kom en die dollar versterk, dan kan ons weer verswak amper. Dis presies dit. Ja. So ek dink die rigting is vir 'n effens sterker rand as wat ons nou gesien het sedert 2018, maar kwesbaar en redelik wisselvallig. Waldo, rentekoerse. Stem jy saam? Moes ons sny? Johnny, ek het gedink ons moes sny. Ek het ook gevoel daar's plek vir sny, soos ek en jy nou elke week gesê. Weet as mens nou, ek het nou mooi deur die beleidskomitee se verklaring gelees. En daar's nie 'n baie sterk argument daar binne oor hoekom koerse onveranderd moet bly en dan implisiet effens inkrimpend moet wees nie. Hulle sê self, beleid is op die oomblik effens inkrimpend. Ja. Nou hoekom trap ons die rem in 'n ekonomie wat in desimale getalle groei en met inflasie wat baie laag is? Ons hoef nie die rem te tap nie. Ons kan maar 'n bietjie skiet gee daar. Sonder dat ek dink inflasie gaan weghardloop. Maar dalk die goewerneur sal nou sê, maar het jy gesien wat Vrydag gebeur het? Een slegte dag, die rand draai sleg, die olieprys draai sleg. Hy het net onder die 70 gedraai op Vrydag op 'n stadium. Ons dan nou weer die olieprys kom. Ja. Maar weet, so dinge kan nog steeds vir ons baie vinnig, baie skeef loop en dalk is hy effens hoër repo 'n buffer vir dit. So ek dink dit sal hulle argument wees, maar onsekerheid dryf het. Maar bygesê, jy het al gesê 25 basispunte sny geen noodwendig ons ekonomie nou na 2% toe laat begin groei nie, maar gaan 25 basispunte nou regtig vir ons so groot buffer wees? Want as hierdie goed gebeur, gaan dit tog gebeur. Ek stem saam met jou, Johnny. Ek maak ook nie die argumente Ja. Dit sal 'n sein wees vir kom ons wees optimisties en ons het bietjie vertroue in die ekonomie. Net so seker soos wat die moenie die koers verander nie, die hou posisie. Ook maar net 'n sein is om te sê ons is ernstige beleidsmakers. Ons vat nie nonsens nie. As inflasie roer, gaan ons daai rentekoers opsit. Ja. So dit is dalk meer 'n manier om te wys dat jy gaan nie inflasie verduur nie. As wat dit regtig 'n manier is om te sê maar dis 'n buffer. Ja.
Waldo oliepryse, amper weer terug $70 toe vir 'n tyd, maar hy's nou weer, ek sien hy het nou weer 'n bietjie afgekom. Saam met al die onsekerheid het hierdie uitsprake en toe, ja, ek dink is met Iran en die oorlog en toe ek so vinnig lees, Amerika het vir Iran wil bom en toe het al hierdie goed, alles voel vir my alles op een dag gebeur. Dit het omtrent en ek dink ek het nou nie dit heeldag Al Jazeera aan nie, so wat in Iran aangaan is vir my al 'n toeboek. Ek moet gaan oplees om te sien. En ek dink ons kry nie vreeslik baie nuusdekking in die gewone koerant daaroor nie. Maar dit gaan rof daar. Die ramings rondom die sterftes in die protes teen hulle regering, aan die hoë kant praat hulle van 30,000 sterftes. Sure. Dit is skrikwekkend en van die ouens wat nou blogs skryf oor hoe dit daar gaan sê, daar is nou skielik sogenaamde tribal elders, amper soos Afghanistan se tribal gebiede het Iran ook sulke afgeleë plekke waar die ouens se lojaliteit meer teenoor jou stam is as teenoor jou land. Daai ou verskyn nou skielik op Instagram met 'n masjiengeweer. Sure. En hy maak 'n vurige toespraak. So daar's nou kwessies van, maar selfs al is daar nie 'n Amerikaanse inval nie, staar hulle nie dalk 'n burgeroorlog in die gesig nie. Daar is sulke moeilikheid. En die Amerikaners is blykbaar besig om 'n hele vloot daar te versamel. Daar kom net elke dag meer skepe aan. Wow. So niemand weet waar draai dit nie. Die Iranese het in die ek dink hulle het gister iewers gesê, die gesprekke is nog oop. Hulle dink nie ons is alles op die rand. Maar toe die olie weer afgekom. Ja, hulle is nog besig om met Amerika te praat. Ja. Maar soos ek nou vir Trump ken, gaan hy dalk nie vra nie. Dit kan op die ingewing draai. En veral as jy as al jou hardeware klaar daar staan, jy weet. So dit en dan met die ou storie, ek meen dit gaan nie oor Iranese olie nie. Dit gaan eintlik oor die olie uit die streek uit. En daai vervoer dis reg, ja, die skepe wat deur daai straat moet gaan. Dit is eintlik maar dit is Kuwaitse skepe, die Verenigde Arabiese Emirate en Saudi skepe gaan ook daardeur. Gaan hulle onder om Afrika moet kom dan? Ek dink net om van die olie uit van die Emirate uit te kry, dit gaan nou letterlik 'n bottleneck wees. As daar groot genoeg moontlikheid is dat daar aanvalle op skepe is. So ek dink dis waar die vrees vandaan kom. Sê nou maar daar gebeur iets en dan sien ons $5 by per vat. Maar ons vloot kan gelukkig alles beskerm wat hier onder deurkom, so ons het geen probleme. Waldo, in terme van rentekoerse vir die res van die jaar. Ek wil net gou vinnig by jou hoor. Dink jy, kom ons sê vir die jaar vooruitskatting. Daar's nog 'n paar vergaderings nou, ek weet nou nie hoeveel vergaderings nie. Wat dink jy gaan ons gegee die onsekerheid wat nou gebeur alles, dink jy ons kan nog 'n bietjie afkom of dink jy ons gaan sywaarts bly? Ek dink daar is 'n kans. Net die Reservebank sê self daar's 'n kans. So die quarterly projection model vir alles Amerika gaan afkom. Hulle model wys 2 slye van 25 basispunte en die gouverneur sê ook hulle verwag dat rentekoerse gaan effens afkom. Okay. Hulle het ook ek dink hulle het nou 'n potensiële groeikoers van 1.8. As die ekonomie nou voluit loop, dan verwag hulle 1.8 en hulle het 'n neutrale rentekoers van ek dink 2.9. Wat hulle dink repo op 2.9 sal half die neutrale koers wees. So nou nie net seker noodwendig die repo nie, daai neutrale koers is meer 'n teoretiese konsep. Maar so daar is in elk geval nog ruimte om bietjie af te kom is die kort en die lank daarvan. Ons moet nou net die politieke omstandighede dophou, soos ons na die munisipale verkiesings toe gaan, wat natuurlik 'n direkte effek op ons ekonomie ook het. Maar ja, dit is baie interessant. Ek dink dit is baie onsekerheid wat dit ook natuurlik altyd skep. Maar baie dankie vir jou tyd vandag, Waldo. Dit is altyd lekker om met jou te gesels, altyd insiggewend geweest. Dankie vir jou tyd. Dankie. Soos beloof gesels ons dan met Christel van FFG vandag en ons kyk bietjie na risiko's vir ons landbouers, maar ook dink oor die algemeen, Christel. Christel, wat sien jy nou gebeur in die mark? Wat is die groot klagtes eintlik wat nou inkom van jou kliënte? Kessie Johnny, toe ons nou begin het met 2026 is die grootstes nou maar ingekom, die navraag rondom eise en al die vloede en brande en goed wat nou plaasgevind het. So ons het regtig nogal uitdagings met die klimaatsveranderinge wat plaasvind en interessant genoeg, hulle sê die laaste 2 jaar het eise vir klimaatsverandering verdriedubbel. Ja. Nie laaste 2 jaar, ekskuus, laaste 2 dekades het dit verdriedubbel en dit is nogal wat 'n mens met regop sit en dink, okay, dit is nogal 'n groot risiko. Maar aan die ander kant, die versekeraars begin nou ook baie strenge reëls toe te pas in terme van geografiese
geografiese gebiede waar die mense bly. So as jy op 'n sekere gebied bly, as jy nou in Mosselbaai gebly het, gaan jy nou uit die aard van die saak dalk 'n briefie kry wat vir jou sê jou bybetaling gaan verhoog met die brande en so wat plaasgevind En ja, in die Wildtuin, waar al die vloede en die alles. vloede, die Wildtuin, so in Mosselbaai brand, die Wildtuin oorstroom. So daar's definitief alternatiewe maatreëls wat hulle inbring om hulle self te beskerm. So ek dink kliënte moet net bewus wees daarvan. Dit is 'n groot risiko. Die AI kan spele byvoorbeeld na jou premies en goed ook seker opstel. Ja, dit kan jou premie beïnvloed, maar wat hulle geneig is om te doen is om eerder te kyk na jou bybetaling. So jy kry dalk 'n verhoogde bybetaling as jy in 'n area bly wat hulle voel is 'n groot risiko vir jou, of is 'n groot risiko vir 'n brand, of is 'n groot risiko vir vloede. Of as jy naby riviere nou deesdae bly, Definitief al is 'n daai groot goed, risiko, nee. ja. Wat dit moeilik maak, want ek dink ook as jy 'n rivierhuis soek, wil jy naby aan die rivier bly, so 'n rivierhuis te koop en jy moet 500 meter van die rivier af bly, is ook nie altyd die moeite werd nie. Ja. So daar's Dan is dit net 'n definitief huis. Dan is dit net 'n huis. Dis eintlik nie 'n rivierhuis nie. So, hulle pas addisionele bybetalings by. So kliënte moet net bewus wees daarvan, dit gaan kom, dit is 'n groot risiko en uit die versekering. En daar's nie eintlik iets wat jy aan kan doen. Nee, as jy in die area bly, kan jy nie wenig Bly trek in nie, die jy het 'n area, plaas ja. op 'n sekere plek. Jy moet nou maar net gaan kyk. Hoe sal jy vir die ouens dan sê om dit te bestuur? Gaan jy dan die verhoogde bybetaling vat of gaan jy dalk na ander besigheid toe gaan kyk, 'n ander Ek kan vir jou sê kom ons trek vir alternatiewe kwotasies, maar Johnny, eerlikwaar, as een versekeraar begin het om dit toe te pas, dis 'n groot risiko vir al die versekeraars. Dit is nie net een wat dit gaan toepas nie. Ja. Ek dink dit is belangrik vir kliënte om ook net hulle eie risiko te beskerm. So doen wat nodig is as jy nou 'n bietjie hoër heining moet opsit by die water of so ietsie, gaan voort en doen dit om dit net vir jouself makliker te maak. En ek dink jou versekeraars is nie snaaks nie. Hulle sal altyd oop wees vir onderhandeling as jy kan bewys, luister, ons het goedjies in plek gesit om ons risiko's te beperk. Ouens op die plase, jou brandpaaie is gebrand, dit is oop, dit is skoon, jou veld is skoon, rondom jou gebou is daar nie bosse of iets wat kan brand nie. Hulle is nie dat hulle gaan sê nee glad nie. Hulle gaan definitief iemand uitstuur en gaan kyk en seker maak, okay, dit is reg so en dan oorweeg hulle risiko wat hulle dan nou onderskryf. Ja, en ek dink seker ook dan nou wat jy nou sê versekeraars, hulle moet uitkom amper na jou plaas toe of na waar jy is en dan kan hulle dit gaan evalueer en as hulle sien jy doen ook moeite om die risiko te beperk saam met hulle, dan kan jy saam met hulle werk om dit beter te verseker. Of jy sê luister, ons sal dit onderskryf as jy hierso bietjie ook iets in werking gebring het of so. So met baie van ons geboue versekerings stuur hulle assessors uit of hulle doen 'n oorsig. Ons praat van 'n oorsig. Kom terug en sê okay, ons voel jy moet hierna kyk, jou inverter is te naby aan brandgevaar of jy pak jou goedjies te hoog teen die dak. So jy het die kans om dit te verbeter. Jy stuur vir hulle okay, ons het daaraan voldoen en hulle skrap daai vereistes. So dit gebeur ook. Ek dink dit is half soos dis 'n verhouding. Dis 'n verhouding tussen die kliënt en die versekeraar. As hy sy kant bring, gaan die versekeraar ook verstaan nie moeilik. Julle as FVG bestuur dit natuurlik vir ons kliënte en natuurlik. Ons probeer as kliënte luister. Ja. Help dit nogal baie, maar ja, ons doen. Christel, jammer ek het jou nou nie rede geval het jy bietjie oor AI gepraat. Gaan dit nou 'n groot impak hê op hoe versekerings? Definitief. Ek dink dit maak die eiseproses makliker vir versekeraars, maar ook dit maak dit moeiliker vir kliënte, want AI is nou op so vlak dat hulle kan rooi vlaggies identifiseer, hulle gaan kyk na kliënt se gedragspatrone, hulle gaan kyk tot stemanalise as hulle gepraat het met 'n kliënt of so ietsie, analiseer hulle verskriklik. So aan die een kant is dit positief, dit gaan jou eise baie vinniger laat afhandel aan die versekeraar se kant, maar aan die kliënt se kant, as jy nou nie noodwendig jou instandhouding of so gedoen het nie, gaan hy dit dadelik optel. So AI speel 'n verskriklike groot rol. Ek dink in die hele wêreld is AI besig om alles oor te neem, of nie oor te neem nie, maar te makliker te maak vir ons. So definitief. So as ons gaan kyk vir die jaar wat voorlê, nie net sê 2026 nie, kom ons sê na 2030 toe, dink jy die wêreld gaan verander nogal met AI en met klimaatsverandering wat nou nog 'n groot rol speel en hoe versekeringspakkette gaan verander oor die langer termyn. Ja, eintlik gaan dit 'n groot impak hê op my as 'n verbruiker van versekering. Ek dink so. Ek dink klimaatsverandering is aan die een kant moeilik want dit is iets wat ons kan bestuur nie. Ons kan dit tot in 'n sekere mate jou risiko beperk, maar jy gaan nie kan weet wanneer is jy 'n groot brand of 'n groot oorstroming of so iets nie. So daai gaan dit kom, dit gebeur, dis 'n groot risiko, maar ons kan dit net tot soveel kan ons doen. AI aan die ander kant dink ek, Johnny, hy kan positief en negatief wees. Ek dink hy gaan ons prosesse baie vergemaklik. Hy gaan dit makliker maak vir kliënte om hulle eie eise aan te meld, om goedjies in te dien. Vinniger die geld vinniger die geld uit te kry, maar jy gaan regtig ook hy gaan dit optel as jy dalk, hoe kan ek sê, nou oneerlik was of oneties was of iets, gaan hy dit baie vinnig optel. So AI dink ek gaan die wêreld vir ons makliker maak. Ek dink dit gaan oorneem nie, want ek dink ek en jy
ons soek 'n menslik, jy soek 'n human touch. So jy soek as jy 'n eis indien, verstaan nie net 'n robot met wie jy praat nie. Jy soek iemand wat empatie het, wat weet, okay, waardeur gaan jy nou? Wat is jou verlies? Want dis nie net finansiëel wat jy moet terugbou of dit is emosioneel ook partykeer die mense wat iets in 'n brand verloor het. So jy het daai human touch nodig. So ek dink hy gaan die lewe vir ons makliker maak, maar hy sal nooit daai element kan wegvat van die Ek mense dink veral in landbou ook. Landbou is nogal 'n verhoudingsgebaseerde industrie. Ons wil graag met mens tot mens gesels. En ek dink dit gaan langer dalk vat vir AI om regtig die landbousektor binne te tree, omdat boere nogal mense is. Ja, mense is. Kom sit aan, drink jou koffie, eet 'n beskuitjie en AI gaan dit nou nie kan doen nie. So nee, ek dink die human touch is gaan altyd belangrik. En dis ook wat julle so uitstekend by FFG dan ook doen natuurlik. Ons doen. Hoorie Christel, baie dankie vir jou tyd vandag. Ek sal graag weer met jou wil gesels en dit is weer 'n bietjie meer inligting vir die ouens kan gee, maar ek waardeer jou tyd vandag en ja, sterkte vir die week wat voorlê. Dankie Johnny, sterkte vir julle ook. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.